Hoofstuk 57. Die openbaring. In die dae van die apostels was die gelowiges vol erns en ywer. So onvermoeid het hulle vir hulle meester gewerk, dat die evangelie van die koninkryk, ondanks felle teenstand, binne 'n betreklik kort tyd in alle bewoonde dele van die aarde verkondig is. Die ywer wat die volgelinge van Jesus destyds aan die dag gelê het, is deur die pen van die ingewing opgeteken om vir die gelowiges in elke eeu tot bemoediging te dien. Aangaande die gemeente te Efese, wat die Here Jesus as simbool van die ganse Christelike kerk in die eeu van die apostels gebruik het die getroue en waaragtige getuie verklaar: Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en terwille van my naam gearbei, en nie moeg geword het nie. Openbaring 2, vers 2 en 3. Eers is die belewenis van die gemeente te Efese deur kinderlike eenvoud en ywer gekenmerk. Die gelowiges het ernstig daarna gestreef om elke woord van God te gehoorsaam, en hulle lewens het 'n ernstige opregte liefde vir Christus aan die dag gelê. Hulle het hulle daarin verbly om die wil van God te doen, omdat die Heiland as blywende teenwoordigheid in hulle harte was. Omdat hulle met liefde vir hulle verlosser vervul was hulle hoogste strewe om vir hom siele te wen. Hulle het nie daaraan gedink om die kosbare skat van die genade van Christus vir hulle self op te gaar nie. Hulle het die belangrikheid van hulle roeping gevoel en belaai met die boodskap, vrede op aarde, in die mense welbehae, het hulle gebrand van verlange om die blye boodskap van verlossing na die uiterste uithoeke van die aarde oor te dra. En die wêreld het van hulle kennis geneem dat hulle by Jesus was. Sondige mense wat berouvol was, vergifnis ontvang het en gereinig en geheilig is, het deur sy seun medewerkers van God geword. Die lede van die gemeente was een in gevoel en een in daad. Liefde vir Christus was die goue ketting wat hulle saamgebind het. Hulle het nog altyd daarna gestreef om die Here al beter te leer ken en die vreugde en vrede van Christus in hulle lewens geopenbaar. Hulle het die wese en die weduwees in hulle verdrukking besoek en hulle vlekkeloos bewaar van die wêreld, omdat hulle besef het dat indien hulle nalat om dit te doen, dit 'n weerspreking van hulle belydenis en 'n verloning van hulle verlosser sou wees. Die werk is in elke stad voortgesit. Siele is tot inkeer gebring en hulle het op hulle beurt gevoel dat hulle van die onskatbare rykdom moes vertel wat hulle ontvang het. Hulle kon nie rus voordat die lig wat hulle gees verlig het, ook op ander geskyn het. 'n menigte van ongelowiges is bekendgestel met die redes vir die Christen se hoop. Roerende, besielende persoonlike beroepe is tot die dwalendes en die verstotelinge gerig en tot diegene wat voorgegee het om die waarheid te ken, maar liefhebbers van plesier meer as liefhebbers van God was. Maar mettertyd het die ywer van die gelowiges begin kwyn, en hulle liefde vir God en vir mekaar het al minder geword. Koudheid het die kerk ingesluip. Sommige het vergeet op watter wonderbare manier hulle die waarheid ontvang het. Die ou vaandeldraers het een vir een op hulle poste beswyk. Sommige van die jongere werkers wat die laste met die baanbrekers kon gedeel het en sodoende as wyse leiers opgelei kon word, het moeg geword vir die waarhede wat so dikwels herhaal is. In hulle verlange na iets nuuts en verrassends het hulle geprobeer om die leerstellings in te bring wat vir baie mense meer aanneemlik sou wees, maar wat nie ooreenstem met die grondbeginsels van die evangelie nie.
In hulle selfvertroue en geestelike blindheid het hulle nie besef dat hierdie drogredenerings aanleiding sou gee dat talle mense die ervaring van die verlede in twyfel sou trek en dus verwarring en ongeloof sou veroorsaak nie. Na mate hierdie valse leerstellings na vore gekom het daar verskille ontstaan en die oë van vele is van Jesus, die leidsman en volëinder van hulle geloof, afgewend. Die bespreking van onbelangrike leerpunte en die oordenking van aangename verdigsels van mense het tyd in beslag geneem wat aan die verkondiging van die evangelie bestee moes gewees het. Die menigtes wat deur die getroue voordrag van die waarheid oortuig en bekeer kon gewees het, is nie gewaarsku nie. Die godsvrug het spoedig gekwyn en dit het geskyn asof die Satan die oorhand gekry oor diegene wat voorgee dat hulle volgelinge van Christus was. Dit was in hierdie kritieke tydperk in die geskiedenis van die kerk dat Johannes na Patmos verban is. Nog nooit tevore het die kerk sy stem so nodig gehad as juis nou nie. Byna al sy voormalige kollegas in die evangeliebediening het die marteldood ondergaan. Die oorblyfsel van die gelowiges het wrede vervolging tegemoet gegaan. Oënskynlik was die dag wanneer die vyand van die kerk van Christus sou seëvier nie meer ver in die toekoms nie. Maar die hand van die Here het onsigbaar in die duisternis gewerk. In die voorsienigheid van God is Johannes op 'n plek geplaas waar Christus aan hom 'n wonderbare openbaring van homself en van die goddelike waarheid tot verligting van die gemeentes kon gee. Toe hulle Johannes verban het die vyande van die waarheid gehoop dat hulle die stem van Gods getroue getuie vir ewig die swye sou oplê. Maar op Patmos het die disipel 'n boodskap ontvang waarvan die invloed tot aan die einde van die tyd sou aanhou om die kerk te versterk. Alhoewel hulle nie van die verantwoordelikheid vir hulle verkeerde daad vrygespreek kon word nie, het diegene wat Johannes verban het, werktuie in die hande van God geword om die plan van die hemel uit te voer en juis die poging om die lig uit te doof, het die waarheid in 'n duideliker lig gestel. Dit was op die Sabbat dat die Here van die heerlikheid aan die verbanneling verskyn het. Johannes het die Sabbat gedurende sy ballingskap op Patmos net so heilig gehou as toe hy vir die mense in die dorpe en stede van Judea gepreek het. Hy het die kosbare beloftes wat aangaande daardie dag gegee is vir homself opgeëis. Johannes skryf: Ek was in die gees op die dag van die Here, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n bassein wat sê: Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars, en tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens. Openbaring 1, vers 10 tot 13. Die geliefde disipel was ryklik begunstig. Hy het sy meester in Getsemane gesien met bloeddruppels van smart aan sy gesig. So misvorm was sy voorkoms, geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Jesaja 52 vers 14. Hy het hom in die hande van die Romeinse soldate gesien met 'n ou purpermantel geklee en met dorings gekroon. Hy het hom as voorwerp van wrede spot en smaad aan die kruis van Golgotha sien hang. Nou is Johannes weer eens die voorreg gegeen om sy Here te sien. Maar hoe anders is sy voorkoms? Hy is nie meer die man van smarte deur mense verag en verneder nie. Hy is met 'n gewaad van hemelse lig geklee. Sy hoof en hare is wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond.
Openbaring 1 vers 14 en 15. Sy stem is soos die musiek van baie waters. Sy aangesig blink soos die son. In sy hand is 7 sterre en uit sy mond gaan 'n tweesnydende swaard, 'n embleem van die krag van sy woord. Patmos skitter deur die heerlikheid van die verheerse Here. En toe ek hom sien, skryf Johannes, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Vers 17. Johannes is versterk om in die teenwoordigheid van sy verheerlikte Here te kom. Toe is die heerlikhede van die hemel voor sy verbaasde oë geopen. Dit is hom vergun om die troon van God te sien en om by die stryd van die aarde verby te kyk en met wit geklede skare van die verlostes te sien. Hy het die musiek van die engele van die hemel en die seëgeliede gehoor van diegene wat deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis oorwin het. In die openbaring wat aan hom gegee is die een opwindende toneel na die ander uit die ervaring van Gods volk ontplooi en die geskiedenis van die kerk tot aan die einde van tyd voorspel. Met beelde en simbole is uiters belangrike onderwerpe aan Johannes geopenbaar en hy moes dit neerskryf sodat die volk van God wat in sy tyd en in die toekomstige eeue sou leef, 'n duidelike begrip sou hê van die gevare en worstelinge wat vir hulle voorlê. Hierdie openbaring word gegee tot leiding en vertroosting van die kerk deur die hele Christelike tydperk. Nogtans het godsdienstige leraars verklaar dat dit 'n verseelde boek is en dat sy geheime nie uitgelê kan word nie. Daarom het talle hulle afgewend van die profetiese verslag en geweier om tyd aan die studie van sy geheimenisse te bestee. Maar God wil nie hê dat sy volk die boek so moet beskou nie. Dit is die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, sê die Here, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Verse 1 en 3. Ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan hierdie boek geskrywe is. Hy wat getuig sê, ja, ek kom gou. Openbaring 22 vers 18 tot 20. In die openbaring word die diepe dinge van God afgebeeld. Selfs die naam wat daarin gegee is, die openbaring, weerspreek die bewering dat hierdie boek 'n verseelde boek is. 'n Openbaring is iets wat openbaar gemaak word. Die Here self het die geheimenisse wat in hierdie boek bevat word aan sy diensknegt geopenbaar, en dit is sy bedoeling dat dit vir iedereen vir studie geopen moet wees. Sy waarhede word aan sowel diegene gerig wat in die laaste dae van die geskiedenis van die aarde leef, as aan hulle wat in Johannes se dae geleef het. Sommige van die tonele wat in die profesie beskryf word, is reeds in die verlede, ander vind nou plaas. Sommige toon die einde van die groot stryd tussen die magte van duisternis en die vors van die hemel, en sommige openbaar die sege en vreugde van die verlostes op die nuwe aarde. Niemand moet dink dat omdat hy nie in staat is om elke simbool in die boek Openbaring uit te lê nie, dit nutteloos is vir hom om die boek te ondersoek in 'n poging om die betekenis van sy waarhede te wete te kom nie. Hy wat hierdie geheimenisse aan Johannes geopenbaar het, sal in die naarstigte soeker na waarheid 'n voorsmaak gee van die hemelse dinge. Diegene wie sy harte oop is om die hemelse waarhede te ontvang, sal in staat wees om die leer daarvan te verstaan.
en aan hom sal die seëninge gegee word, wat aan diegene gegee word, wat die woorde van die profesie hoor en bewaar wat daarin geskrywe is. In die boek Openbaring kom al die boeke van die Bybel bymekaar en daar vind hulle einde. Hier is die aanvulling van die boek Daniël. Die een is 'n profesie, die ander is 'n openbaring. Die boek wat verseël is nie die Openbaring nie, maar daardie gedeelte van die profesie van Daniël wat betrekking het op die laaste dae. Die engel het beveel, en jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Daniël 12 vers 4. Dit is Christus wat die apostel beveel het om die dinge op te teken wat aan hom geopenbaar sou word. Sy bevel was, skryf wat jy sien in 'n boek en stuur dit aan die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese en Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Openbaring 1 vers 11 en 18 tot 20. Die name van die 7 gemeentes is simbolies van die kerk en die verskeie tydperke van die Christelike jaartelling. Die syfer 7 dui op volledigheid en is simbolies van die feit dat die boodskappe tot aan die einde van tyd strek. En die simbole wat gebruik word, openbaar die toestand van die kerk gedurende die verskillende tydperke in die geskiedenis van die wêreld. Daar word gesê dat Christus tussen die goue kandelaars gewandel het. Dit is simbolies van sy verhouding tot die gemeentes. Hy is voortdurend in verbinding met sy volk. Hy ken hulle ware toestand. Hy aanskou hulle orde, hulle vroomheid en hulle toewyding. Alhoewel hy in die hemelse heiligdom hoëpriester en middelaar is, word daar voorgestel dat hy tussen sy gemeentes op aarde op en neer wandel. Met onvermoeide waaksaamheid en aanhoudende oplettendheid kyk hy of die lig van enigeen van sy wagters swakker brand of doodgaan. As die kandelaars net aan die sorg van mense toevertrou is, sou die flikkerende vlam kwyn en doodgaan. Maar hy is die ware wagter in die huis van die Here, die ware huismeester van die tempelhowe. Sy voortdurende sorg en ondersteunende genade is die bron van die lewe en die lig. Daar word voorgestel dat Christus die 7 sterre in sy regterhand hou. Dit gee ons die versekering dat geen gemeente wat aan sy opdrag getrou is, hoef te vrees dat hy tot niet sal gaan nie, want geen ster wat die beskerming van die Almagtige geniet, kan uit die hand van Christus geruk word nie. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou. Openbaring 2 vers 1. Hierdie woorde word tot die leraars van die gemeente gerig, tot diegene aan wie die God gewigtige verantwoordelikhede toevertrou het. Die lieflike invloede wat in die kerk oorvloedig moet wees, gaan gepaard met die dienaars van God wat die liefde van Christus moet openbaar. Die sterre van die hemel staan onder sy toesig. Hy verskaf hulle lig. Hy rig en bestuur hulle bewegings. As hy dit nie gedoen het nie, sou hulle gevalle sterre geword het. Dit geld vir sy leraars. Hulle is net werktuie in sy hande, en elke goeie ding wat hulle verrig, word deur sy krag gedoen. Deur hulle moet sy lig skyn. Die Heiland moet hulle bekwaamheid wees. As hulle na hom wil opsien, soos hy na die Vader opgesien het, sal hulle in staat gestel word om sy werk te doen. Na mate hulle vertroue op God stel,
sal hy sy glans aan hulle gee, sodat hulle dit na die wêreld kan weerkaats. Die verborgenheid van die ongeregtigheid wat Paulus voorspel het reeds vroeg in die geskiedenis van die kerk sy verderflike werk begin. En terwyl die valse leraars aangaande wie Petrus die gelowiges gewaarsku het, hulle kettery aan ander opgedring het, is vele deur hulle valse leerstellings verstrik. Sommige het onder die beproewinge gewankel en in die versoeking gekom om die geloof prys te gee. In die tyd toe hierdie openbaring aan Johannes gegee is, het talle reeds hulle eerste liefde vir die evangelie waarheid verloor. Maar in sy genade het God die kerk nie alleen gelaat om sy afvallige toestand te volhard nie. Deur middel van 'n boodskap vol oneindige teerheid, het hy sy liefde vir hulle en sy verlange dat hulle 'n gewisse werk vir die ewigheid moes doen, geopenbaar. Hy het gesmeek: onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Vers 5. Die kerk was gebrekkig en het behoefte gehad aan strenge bestraffing en kastyding. En Johannes is besiel om boodskappe van waarskuwing en bestraffing en dringende smeking tot diegene terug wat die grondbeginsels van die evangelie uit die oog verloor het en hulle hoop op die saligheid daardeur in gevaar sou stel. Maar die woorde van bestraffing wat God dit nodig ag om te stuur, word altyd met teedere liefde gespreek en met die belofte van vrede vir die boetvaardige gelowige. Kyk, sê die Here, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Openbaring 3 vers 20. En vir diegene wat te midde van die stryd aan hulle geloof in God sou vashou, is daar aan die profeet woorde van lof en belofte gegee. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Die gelowiges is vermaan. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Kyk, ek kom gou. Hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Verse 8, 10, 2 en 11. Dit was deur een wat verklaar het dat hy 'n broeder en deelgenoot van die verdrukking, Openbaring 1 vers 9, was, dat Christus aan sy kerk die dinge geopenbaar het, wat hulle terwille van hom sou moet ly. Die bejaarde bandeling het deur lange eeue van duisternis en bygeloof gekyk en die menigtes gesien wat weens hulle liefde vir die waarheid gemartel sou word. Maar hy het ook gesien dat hy wat die eerste getuies ondersteun en sy getroue volgelinge nie gedurende die eeue van vervolging wat hulle voor die einde van tyd moes verduur, sou verlaat nie. Vrees vir niks wat jy sal ly nie, het die Here gesê. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Openbaring 2 vers 10. En aan al die getroues wat teen die sonde gestry het Johannes die belofte hoor maak. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor die engele. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Vers 7 en 3 vers 5 en 21. Johannes het die genade
die tederheid en die liefde van God met sy heiligheid, regverdigheid en krag sien saamsmelt. Hy het gesien dat sondaars 'n Vader vind in hom, vir wie hulle weens hulle sondes bang was. En toe hy by die einde van die groot stryd verbykyk, sien hy op die berg Sion die oorwinnaars by die see van glas staan met sieters van God. Hulle het daar die lied van Moses en van die Lam gesing. Openbaring 15 vers 2 en 3. Die heiland word aan Johannes voorgestel onder die simbole van die leeu wat uit die stam van Juda is en die lam asof hy geslag is. Openbaring 5 vers 5 en 6. Hierdie simbole stel die samesmelting van almag en selfopofferende liefde voor. Die leeu van Juda wat so vreeslik is vir diegene wat sy genade verwerp, sal vir die gehoorsaames en die getroues die lam van God wees. Die vuurkolom wat vir die oortreder van Gods wet van vrees en van toorn spreek, is 'n bewys van die lig en genade en verlossing vir diegene wat sy gebooie gehou het. Die arm wat sterk is om die opstandiges te kastei, sal sterk wees om die getroues te verlos. Elkeen wat getrou is, sal gered word. Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. Matteus 24 vers 31. In vergelyking met die miljoene van die wêreld sal Gods volk, soos hulle nog maar altyd was, 'n klein kuddetjie wees. Maar as hulle vir die waarheid staan, soos dit in sy woord geopenbaar word, sal God hulle toevlug wees. Hulle staan onder die beskerming van die breë skild van die Almagtige. God is altyd die meerderheid. Wanneer die geklank van die laaste bassein tot die gevangenes van die dode deurdring, en die regverdige see vierend uitkom en uitroep, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? 1 Korintiërs 15 vers 55. En dan by God, by Christus, by die engele en by die getroues uit alle eeue staan, sal die kinders van God by verre in die meerderheid wees. Christus se ware disippels sal hom deur bittere stryd volg, selfverloning verduur en bittere teleurstellings ken. Maar dit leer hulle die skuldgevoel en die wee van die sonde, en hulle word daartoe gebring om dit met afskuw te beskou. Omdat hulle deelgenote aan die lyding van Christus is hulle bestem om ook deelgenote aan sy heerlikheid te wees. In 'n heilige gesig het die profeet die uiteindelike oorwinning van Gods oorblyfsel kerk gesien. Hy het geskryf: Ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur, en die oorwinnaars het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. En hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die Lam, en gesê: Groot en wonderlik is die werke, Here God, Almagtige, regverdig en waaragtig is u weë, o Koning van die heiliges. Openbaring 15 vers 2 en 3. En ek het gesien en kyk, die Lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam, en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. Openbaring 14 vers 1. Op hierdie aarde het hulle gedagtes aan God gewy. Hulle het hom met die verstand en met die hart gedien, en nou kan hy sy naam op hulle voorhoofde skryf. En hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Openbaring 22 vers 5. Hulle gaan nie in en uit soos mense wat oor 'n plek verleë is nie. Hulle is onder diegene aan wie Christus sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Hy verwelkom hulle as sy kinders en sê:
gaan in die vreugde van jou Heer. Matteus 25 vers 34 en 21. Dit is hulle wat die lam volg waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. Openbaring 14 vers 4. In die gesig sien die profeet hulle op die berg Sion staan, gereed vir heilige diens en met wit linne geklee, 'n simbool van die geregtigheid van die heiliges. Maar almal wat die lam in die hemel volg, moet hom eers op aarde gevolg het, nie vol klagtes en nikke nie, maar met vertrouende, liefdevolle, gewillige gehoorsaamheid, soos die kudde die herder volg. Ek het die geluid gehoor van siterspelers, wat speel op hulle siters, en hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon, en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Verse 2 tot 5. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. En dit het 'n groot en 'n hoë muur met 12 poorte gehad, en by die 12 poorte 12 engele, en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poorte was uit 1 parel, en die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. En 'n tempel het nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die lam. Openbaring 21 vers 2, 11, 12, 21 en 22. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die lam sal daarin wees. En sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie wees nie. En hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig. Openbaring 22 vers 3 tot 5. En hy het my getoon 'n suiwere vuur van die water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. En in middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die stad. Verse 1, 2 en 14. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees,